Goeiemôre vriende, dit is Dinsdag 11 Mei 2021. Welkom by Luister na die Woord @ Noord. Ek wil jou uitnooi om vir 'n paar oomblikke saam met my stil te word, by die Here tot rus te kom en na hom te luister. Hemelse Vader, dankie vir u liefde vir ons. En dankie dat ons kan weet dat u ons ook ontmoet deur u Gees vandag. Ons stel ons oop vir die werking van die Gees in ons, sodat ons ook u stem kan hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vir oggend is uit Johannes 21 vers 1 tot 14 en ek lees uit die 2020 vertaling. Luister aandagtig daarna en na enige woord, sinsnede of beeld wat jou aandag trek. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn en dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didimus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang, en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit en vanweer die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy bolyf was kaal en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en vis wat daarop lê en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Wat was daardie woord, sinsnede of beeld wat jou aandag getrek het? Wat dink jy wil die Here vir jou daardeur sê? Kom ons luister nou weer na die teksgedeelte. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn, en dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didimus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang, en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot, en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit, en vanweer die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus lief gehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is,
het hy sy bookleed omgebind, want sy bolyf was kaal, en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan, en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Dink nou so 'n bietjie verder. Hoe sou jou lewe lyk indien jy dit wat die Here vir jou uit hierdie gedeelte sê, deel van jou lewe maak? Wat dink jy, vra die Here, moet jy prys gee om dit deel van jou lewe te maak? En is jy bereid om dit te doen? Dink laastens hieroor na. Wat is die volgende klein trekkie waartoe Jesus jou uitnooi om saam met hom te gee in gehoorsaamheid aan dit wat hy vandag vir jou gesê het? Of wat is daardie trekkie waarmee jy tans besig is en wat jy besig is om in te oefen? Wanneer ons nou hier klaar is jy welkom om met die Here te praat oor dit wat nou hier gebeur het tussen jou en hom. Miskien wil jy vir hom dankie sê, of jou vertroue in hom stel, of dalk wil jy hulp vra. Mag jy vandag die Here se teenwoordigheid beleef, soos hy aan sy disippels beloof het, en so ook aan jou. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees met jou wees, oral waar jy gaan. Amen. Mooi loop, vriende. Totsiens.